Broers en susters en alle besoekers in ons midde, aan u almal hartlik welkom in die erediens. En mag die Here gee dat niks ons sal verhinder om op hom te staar nie, ons groote lewenslig soos wat ons sopas gesing het. Ek lees eers vir u die afkondigings namens die kerkraad. Die verkiesing van een diaken sal direk na hierdie diens plaasvind, dus u word gevra om na die seën weer te gaan sit, na die handdruk. Die kerkraad het 'n dankdiens vir gewas en arbeid belê vir aanstaande donderdag 11 April om 7 uur die aand in ons kerkgebou, let daarop in die
mededelingsblad staan 6:30, maar dit is 7 uur. En dit is 'n gesamentlike diens met die VGK Maranatha onder hulle toesig. En die kollektes is dan vir die sending en vir evangelisasie bestem. Vandag gee ons gawes vir die diens van barmhartigheid en vir teologiese opleiding, en die tweede kollekte word in die besonder by u aanbeveel. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en vir onkoste kerkverband. En dan nooi wijk 1 die hele gemeente, en besonder ook die gaste in ons midde, om na die erediens buite onder die Lapa verversings te geniet. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons gaan na die foto met die seëngroet aan die Here ons môrelied wy. En in die môrelied sing ons van die heerlikheid van die Here. Verhef u bo die hemel wyd en bo die aarde u heerlikheid. En dit in verband ook met ons jaartema ken en verheerlik God en Christus. Psalm 108, die verse 1, 2 en 4. Kom ons staan voor die aangesig van die Here. Ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En dan bely ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. En hy groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, en van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, die afkondiging van die wet van die Here het gepaard gegaan met geweldige natuurverskynsels. Daar was storm en daar was donderweer en bliksemstrale. En dit het die volk laat bewe. En om ons iets van daardie grootsheid van God te laat besef, kom ons sing nou saam uit Skrifruiming 26, die eerste vers, en dan luister ons na die wet van die Here, en dan antwoord ons met dieselfde skrifruiming, die verse 10 en 11. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Kom ons bid nou saam. Vader in die hemel, genade is al waarop ons kan pleit. Tipies soos wat ons mense is, die oomblik as ons aan ons sondes ontdek word, dan begin ons rondskarrel, dan begin ons nadink, daar moet tog iets wees wat ons kan bied. Ons is tog nie so sleg nie. Ons het mos nog goeie dinge gedoen. Maar U ontneem ons daardie voorreg, sodat genade alles waarop ons kan pleit, en sodat alle eer aan U kan toekom. Vader, ons bid om vergifnis. Vergifnis vir wat ons in die afgelope week weer gedoen het wat teen U wil was. Ons het Goeie Vrydag gevier, ons het Paasfees gevier. Ons het die oorwinning gevier. Maar in so baie opsigte het ons maar gewoon weer verder gegaan met ons ou lewe. Vergewe ons dit. En werk in ons die nuwe lewe om U wet te doen uit dankbaarheid. Vader, ons dank U vir die feit en die boodskap dat daar vergifnis is. Dat daar genade is vir elkeen wat hulle sondes bely. En ons dank U dat daardie boodskap ook mag uitgaan aan verlore mense. Dankie dat U ons hier saambring om juist daardie boodskap te hoor. Ons wil U dank vir die heerlike reën wat U die laaste paar dae gee. So teen die einde van die seisoen, dat daar nog reën val, wat U uit die hemel vir ons skenk. En ons bid in besonder dat daar vir die boere genoeg sal wees. Ons sien op so baie plekke in ons land en ook in ons buurlande, dat daar reën geval het. Ons prys U naam daarvoor. Maar ons weet ook dat daar in dele van ons land en ook in Zimbabwe nog groot droogte is. Vader, wil U voorsien. En weer eens is genade al waarop ons pleit, want ons kan nie die reën beheer nie, ons kan nie die winde en die weerstelsels beheer nie, ons kan hulle hooguit probeer voorspel. En selfs dan moet ons agterkom dat ons nie goed weet hoe die dinge werk nie. Vader, wil U in U genade vir ons sorg, vir ons land sorg. Sien nou die opening van U woord. Wil U ons voed daarmee. En voed ons nie net met dit wat ons wil hoor nie, maar wat U in U alwysheid weet ons nodig het. Skenk dit aan ons. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. Ons gaan die woord van die Here oopmaak in die evangelie volgens Johannes 21. Ons gaan in die tweede kwartaal nog so 'n bietjie aandag skenk aan die jaartema. Ken en verheerlik God en Christus, so tussen die kerklike jaar deur, want ons kry Hemelvaart en ons kry Pinkster en ons het nog nagmaal, so tussendeur gaan ons nog aan die jaartema aandag skenk.
Johannes 21, ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. En hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word en Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus en 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand. Maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, en so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die 2de maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die 3de maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die 3de maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoe danige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus liefgehad het, die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan, dat daardie disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is, en daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. Petrus speel in hierdie verhale sentrale rol. Kom ons lees wat skryf hy self. 1 Petrus hoofstuk 4. Petrus 4 vanaf vers 12 tot en met 16.
Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar naarmate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaadoener, of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Petrus noem ons gelukkig as ons ly vir Jesus Christus. En hy sê dit in navolging van Jesus. Jesus self het dit gesê in die bergrede: salig die wat hier vervolg word en vir reg en waarheid ly, want die koninkryk der hemele is vir hul as loon berei. Dit gaan ons sing, Skrifberuiming 16, die verse 8, 9 en 10. Ek gaan dit weer vir u die teks vir die prediking lees, Johannes 21 vanaf vers 18 tot en met 22. Voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoe danige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus liefgehad het. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Dis aangrypend wat om daardie oggend rondom die koolvuurtjie op die strand by die see van Tiberias afspeel. Die ontbyt is skaars agter die rug en dan neem Jesus die woord. En met sy indringende vraag gee hy aan Simon die geleentheid om, nadat hy sy Here 3 maal in die openbaar verloon het,
nou 3 maal in die openbaar sy liefde teenoor hom te verklaar. Ja, Simon, altyd haantjie die voorste, altyd voor op die wa, die eerste wat sê, ek gaan vis vang, vers 3. Die een wat eiehandig die net met die visse aan wal trek, vers 11. Die een wat so verbarig was om te sê, al moes ek ook saam met u sterf, ek sal u nooit verloon nie, Matteus 26. Die een wat bereid was om saam met Jesus in die gevangenis en in die dood te gaan, Lukas 22, maar wat uiteindelik net soos die ander weggevlug het. Hierdie Simon word tot diep in sy hart getoets. Het jy my waarlik lief? 3 maal dieselfde indringende vraag. 3 maal dieselfde opregte antwoord. En 3 maal dieselfde bevrydende resultaat. Laat my lammers wei. Pas my skape op. Laat my skape wei. Die sondaar word weer aangeneem. Die verlore seun kom tuis. Die visserman ontvang 'n herderstaak. Hoe heerlik is die evangelie van genade. Hoe wonderlik klink die boodskap van versoening en herstel vir Petrus op 'n besondere manier uiteraard, maar vir elkeen, vir elke sondaar wat sy of haar Here verloon het. Ook vir jou. Ook vir my. Op watter manier jy ook al jou Heer verloon het, en dit sal by elkeen van ons verskillend wees. By hom is daar vergewing. By hom is daar herstel, by hom kry jy weer 'n taak, 'n roeping. Laat hierdie wonderlike evangelieboodskap diep tot jou deurdring. Baie diep. Want daar is 'n vervolg. En vir die vervolg gaan jy hierdie boodskap nodig hê. Die tema is volg my, sê Christus, tot heerlikheid van God. Volg my, sê Christus, tot heerlikheid van God. Voorwaar, ek sê vir jou, of meer letterlik, soos wat dit baie mooi in die 2020 vertaling weergegee word, amen, amen, ek sê vir jou. Nou hier vind ons die heel laaste van Jesus se plegtige amen, amen uitsprake. Johannes het vir ons so 25 in sy evangelie opgeteken. En by hierdie laaste geleentheid lui hierdie amen, amen uitspraak, dit lei 'n profesie in. 'n Profesie oor Petrus, maar tegelykertyd ook aan Petrus gerig. En in die profesie wys Jesus vir Petrus wat die konsekwensies, wat die gevolge is van die liefdesverklaring wat hy sopas 3 maal herhaal het. Toe jy jonger was, Petrus, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. En onmiddellik dink ons dan weer aan die aktiewe, doen dit self, jong man, die vrye gees van die visserman, wat sopas in vers 7 nog sy boekleed omgord en homself in die see gegooi het om eerste by Jesus te kan wees. Maar, vervolg Jesus in vers 18, wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Wat wil Jesus met hierdie profesie oordra? Wat gaan in Petrus se bejaarde jare met hom gebeur? Wel, ons kry hulp van Johannes, die outeur van hierdie evangelie, want gelei deur die Gees gee hy in vers 19 vir ons 'n interpretasie van Jesus se woorde. En dit het hy, Jesus, gesê om aan te dui deur hoe danige dood hy, Petrus, God sou verheerlik. Dus Jesus profeteer hier Petrus se dood. Nou, wat weet ons van Petrus se dood? Gemeente, ons weet dat Petrus in die 60er jare van die eerste eeu, na 'n sendingsreis deur Klein-Asië, in die hoofstad Rome aangekom het.
Maar nie lank na sy aankoms nie, het daar 'n brand uitgebreek wat groot dele van die stad verwoes het. En toe die vlamme uiteindelik na meer as 'n week gaan lê het, toe begin daar 'n ander vuurtjie brand. Die vuurtjie van stories, van gerugte. Het keiser Nero nie dalk self die brand veroorsaak nie? Almal in die stad het naamlik geweet dat Nero graag dele van die stad sou wou herbou, mooi maak, maar hy kon nie toestemming van die senaat daarvoor kry nie. Dalk het hy die brand gestig sodat die stad herbou moes word. Nou om hierdie gerugte teen te gaan, het keiser Nero toe begin om die Christene daarvan te beskuldig dat hulle die brand gestig het. En dit het aanleiding gegee tot die eerste groot Christenvervolging in die Romeinse Ryk, gedurende die jare 64 tot 68 na Christus. En tydens hierdie vervolging het baie gelowiges die marteldood gesterf, waaronder ook Paulus en Petrus. En na bewering is die imposante Sint Petrus kathedraal daar in die Vatikaan in Rome is gebou bo oor die grafte van Paulus en Petrus. Nou rondom Petrus se dood het daar toe die sogenaamde Quo Vadis legende ontstaan. Quo Vadis is Latyns vir waarheen. Want Petrus het op advies van sy vriende die stad Rome tydens die vervolging verlaat om veilig te kan wees. Maar op die oomblik toe hy die poorte uitgaan, toe sien hy Jesus ingaan. En toe vra hy vir Jesus, waarheen gaan u, Here? In Latyn, Quo Vadis, Domine? Waarop Jesus hom antwoord, ek gaan Rome binne om daar gekruisig te word. Hierdie woorde het Petrus tot sy sinne gebring en hom laat besef dat hy nie mag vlug nie. Hy het daarom besluit om terug te gaan, selfs al sou dit beteken dat hy vir sy Here moes sterf. En dis presies wat gebeur het. Op sy eie versoek is Petrus toe onderste bo gekruisig met sy kop ondertoe. 'n vorm van teregstelling wat meer dikwels onder die Romeine voorgekom het. En in hierdie houding, onderste bo nog meer verneder as sy Here, word Petrus dikwels in die vroeë kerk uitgebeeld. En as ons nou weer na Jesus se woorde in vers 18 kyk, dan sien ons dat dit by hierdie manier van doodgaan aansluit. Jy sal jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord. Jou hande uitsteek, dit verwys na die gekruisigde wat sy arms moes uitstrek. En 'n ander een sal jou gord, dit verwys na die feit dat daar die uitgestrekte arms met toue aan die dwarsbalk van die kruis vasgebind is. So het Jesus se profesie in ons teks dan waar geword in die marteldood van Petrus. Here, u weet dat ek u liefhet. Tot 3 maal toe en vanuit die diepte van sy hart herhaal Petrus hierdie belydenis. Maar dan is Jesus se reaksie nie fantasties, Petrus? Hoe bly is ek dat jy my wil lief hê? Hoe dankbaar is ek dat jy 'n plekkie in jou hart vir my kom maak nie? Nee. Jesus se reaksie is baie sober. Hy sê eenvoudig, volg my. Kyk maar na die einde van vers 19. Volg my, Petrus, selfs tot in die marteldood, selfs tot aan die kruis, kop onderste bo. Dis 'n ontnugterende gedagte na die aangrypende vergewing en herstel van Petrus sopas. 'n Ontnugterende gedagte, maar nie 'n vreemde gedagte, wanneer ons dit plaas binne die geheel van Jesus se onderrig nie. Telke male tydens sy onderrig het Jesus sy disippels hierop voorberei. Lukas 14, vers 26 en 27, as iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder, en vrou, en kinders, en broers, en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie.
Johannes 12 vers 25, wie sy lewe lief het, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Matteus 16 vers 24, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Lukas 21 vers 16 en 17, maar julle sal oorgelewer word, ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak, en julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. Dis Jesus se onderrig. En is in lyn met hierdie konsekwente onderrig dat Jesus reg teen die einde van sy lewe op aarde vir Petrus kan sê, volg my. En ja, ek weet, hierdie navolging gaan jou bring waar jy nie wil wees nie. Jesus weet dat daar 'n deel van Petrus is wat hierdie konsekwensies nie soek nie, wat hierdie dood nie wil hê nie. Immers Jesus self het tydens sy laaste ure met trane en versigtinge tot sy Vader gebid, laat tog hierdie beker by my verbygaan. Jesus het geweet watter emosies Petrus se naderende dood en die wyse van sy sterwe in hom gaan wakker maak. Maar, en hier het ons nou die verstommende deel van ons teks, dit moet alles dien tot verheerliking van God. Vers 19, en dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. Jesus profeteer dat Petrus se omgekeerde kruisdood tot verheerliking van God sou wees. Jesus wys vir Petrus, wat is die gevolge van jou liefdesverklaring? Wat is die doel daarvan? Die verheerliking van God. Dit is nie die eerste keer dat hierdie tema in Johannes se evangelie na vore kom nie. Jy onthou ons nog die blindgebore man in Johannes 9. Wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers dat hy blindgebore is, vra die disippels in hulle voortvarendheid. Dan sê Jesus, hy het nie gesondig nie. Sy ouers ook nie, maar dat die werke van God in hom openbaar kan word. Johannes 9 vers 2 en 3. Die werke van God moet openbaar word. God moet bekend word. God moet die eer kry in hierdie man se blindheid en in sy genesing. Ons vind dieselfde in Johannes 11. Die verhaal van die siekte en dood van Jesus se goeie vriend Lazarus. Wat is Jesus se heel eerste reaksie toe hy die nuus van Lazarus se reaksie hoor? Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Johannes 11 vers 4. Die siekte en die dood met die daaropvolgende opwekking van Lazarus is tot verheerliking van God. En dieselfde geld vir Jesus se eie naderende dood. In Johannes 12 vertel Jesus vir sy disippels en as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En dit het hy gesê om aan te dui hoedanige dood hy sou sterwe. Hoor die terloops die ooreenkoms met die profesie oor Petrus se dood. En net daarvoor het Jesus nog oor sy eie dood gesê, die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Jesus se kruisdood sal dien tot verheerliking van God en van homself. En Petrus se onderste bo-kruisiging sou nie anders wees nie. Dit moes dien tot verheerliking van God. Het jy ooit gewonder wat die doel is van jou siekte? Die pyn waarmee jy dae en nagte worstel, wat niemand anders verstaan nie. Wonder jy soms hoekom die Here die sterfte van 'n geliefde eggenoot of van jou dierbare kind oor jou en jou familie laat kom het? Wat sou die doel daarvan wees? Hoekom moet juis jy in so 'n moeilike huwelik vasgevang wees? Hoekom moet juis jou man sulke dwaalende oë hê na ander vroue? Hoekom moet juis jou vrou graag na die bottel gryp? Wat is die Here se doel daarmee? Dat jy deur 'n egskeiding moet gaan?
Wat is die doel daarvan dat daar in jou gesin soveel uitdagings is met die kinders, met hulle groei, met hulle ontwikkeling, met hulle groot word? Wat is die doel daarvan dat julle 2 kinderloos is? Dat julle alles probeer het, maar geen kinders kan kry nie. Wat sou die doel daarvan wees, dat julle gesin altyd finansiëel so moet sukkel? Wat is die doel daarvan, dat jou klasgenote almal goeie vriende het, en jy een kan staan? En as jy in die toekoms sou kon kyk, wat sou die doel wees van die manier waarop jy eendag gaan doodgaan, gaan sterf? Dalk het jy eendag vermoor word. Dalk sterf jy in 'n motorongeluk, dalk sterf jy deur 'n ongeneeslike siekte, dalk sterf jy op 'n natuurlike manier, maar wat is die doel daarvan? Nou hierdie is komplekse vrae. Die vraag na die doel van swaar kry en lyding is seker een van die moeilikste vrae in die Christelike geloof, en daar kan 'n verskeidenheid van redes wees hoekom God dit in sy raad bepaal het dat jy moet ly. Dalk wil hy jou op 'n sekere sonde in jou lewe wys. Dalk wil hy jou nader aan hom trek. Dalk wil hy jou sterker maak in die geloof, en sommige van God se redes gaan ons nooit in hierdie lewe agterkom nie. Maar daar's een rede wat die Here nie vir ons verberg het nie. Ons lyding, in watter vorm ook al, behoort altyd te dien tot verheerliking van God. Petrus, die man aan wie Jesus vertel het wat met hom sou gebeur, hoe hy sou sterf, en wat later in sy tweede brief kan skryf, ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. 2 Petrus 1 vers 14. Hierdie einste Petrus skryf in sy eerste brief oor die lastering en die lyding wat ons as gelowiges moet verduur. En dan sê hy, wat hulle, as die ongelowiges betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik. En Paulus, die man wie se graf na bewering nie ver van Petrus se is nie, daar in Rome, hy sê in Filippense 1, dat hy nie weet wat beter is nie, om te lewe ter wille van die Filippense of om te sterwe en by Christus te wees, hy weet nie. Maar een ding hoop hy, dat Christus groot gemaak sal word in sy liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is, Filippense 1 vers 20. Jou lyding het ten doel om God te verheerlik. Verstommend nie waar nie? Ons soek daarna om so gou as moontlik van die lyding ontslae te raak. Ons wil dit so gou as moontlik agter ons sit en daarvan vergeet. Petrus roep jou op om in jou lyding God te verheerlik. Dis jou roeping. Ek sê nie jy hoef die lyding op te soek nie, ek sê nie jy hoef dit uit te rek, onnodig uit te rek nie. Maar wanneer dit kom en vir so lank as wat dit duur, het jy die roeping om God in jou lyding groot te maak. En hoe doen hy dit? Wel, hoe reageer jy op jou lyding? Is jy in jou siekte of in jou gestremdheid onbeskof en onleefbaar teenoor die mense om jou heen? Soek jy na jou motorongeluk net die fout by die ander bestuurder? Verwens jy hom oor hoe hy jou lewe verander het? Kla jy altyd oor jou kinders, wat jou soveel probleme en slapelose nagte gee? Voor jou man of jou vrou wat jou lewe so moeilik maak? Wat is jou houding in jou lyding? Hoe gaan jy om met jou seer? Hoe dink jy daaroor? Hoe praat jy daaroor? Hoe aanvaar jy wat oor jou lewe kom? Watter rol speel God daarin? Kan jy daaroor bid? Kan jy daaroor psalms sing? Jesus se oproep is, volg my. Ook in die lyding wat die Here oor jou lewe bepaal het. Neem jou kruis op, verloon jouself en volg my. Volg my. Petrus het aanvanklik aan hierdie oproep gehoor gegee. Baie letterlik, het lyk asof, wil voorkom asof Jesus begin het om langs die strand af te stap en dat Petrus hom gevolg het. Maar dan draai Petrus om
En dan sien hy hoe Johannes, want dis wie in vers 20 bedoel word met die disipel vir wie Jesus liefgehad het, die een wat by die maaltyd gevra het, wie is sy verraaier? Dan sien Petrus hoe Johannes ook vir Jesus begin volg. En dan vra Petrus vir Jesus, maar wat van hom? En dan antwoord Jesus redelik kort af. So ek wil hê dat hy bly totdat ek kom. Wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Wat gaan dit jou aan? Jesus sê in feite vir Petrus, dit niks met jou te maak nie. Niks met jou te maak wat met Johannes gaan gebeur nie. Volg jy maar net vir my in dit wat met jou gaan gebeur. Petrus het sopas gehoor dat hy 'n martelaarsdood sou sterwe. En een van sy eerste reaksies is vergelyk. Wat van Johannes? As ek moet ly, gaan hy ook ly. As my bediening aan die kruis gaan eindig, gaan sy bediening ook daar eindig. Dis hoe ons sondaars se koppe en harte werk, vergelyk, vergelyk, vergelyk. Ons het hierdie verskriklike drang om te wil sien hoe ons vergelyk met ander, hoe ons lyding opweeg teenoor ander se lyding. Wat het dit met jou te maak, Petrus? Kom, volg my. Wat het dit met jou te maak dat die ander en geen siekte in sy lewe ken nie? Kom, volg my in jou siekte. Wat het dit met jou te maak dat die ander een elke jaar 'n nuwe kar ry? Kom, volg my. Te midde van jou finansiële uitdagings. Wat het dit met jou te maak dat daardie ander paartjie so gelukkig is? Kom, volg my, selfs in jou egskeiding. Wat het dit met jou te maak dat daardie ander gesin so oënskynlik trouens so min probleme het? Kom, volg my ook met die uitdagings wat jou kinders jou bied. Wat het dit met jou te maak dat daardie gesin 6 kinders gekry het en julle nie een gekry het nie? Kom, volg my, selfs in jou kinderloosheid. Moenie jouself met ander vergelyk nie. Verheerlik God in wat hy oor jou lewe bepaal het. Driemaal word dieselfde indringende vraag aan Petrus gestel. 3maal gee hy dieselfde opregte antwoord. En 3maal volg dieselfde bevrydende resultaat. Laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Die sondaar word weer aangeneem, die verlore seun kom weer tuis, die visserman ontvang 'n herderstaak. Hoe heerlik is die evangelie van genade. Het jy hierdie evangelie diep tot jou laat deurdring? Ek hoop so. En ek bid dat die Gees dit diep tot jou en my harte sal laat deurdring, want hierdie evangelie boodskap het verstrekkende konsekwensies. Hierdie evangelie boodskap plaas 'n kruis op jou skouers. Ons sal dit nie hardop sê nie, ons is daarvoor te gereformeerd. Maar mens kom agter dat daar ook onder ons soms die gedagte leef dat die navolging van Christus gemaklik moet wees. Die illusie dat die navolging van Christus op een of ander manier vir jou voorspoed en gemak moet verseker. En dan staan ons verstom wanneer ons in ons pad agter Christus aan op 'n kruis afkom en Christus vir ons sê, tel op jou kruis en verheerlik God daarmee. Ja, maar Here, U wil mos nie hê dat ek ongelukkig moet wees nie. Is mos die doel dat ek gelukkig moet wees? Nee, gemeente, dis nie die primêre doel van God nie. God se primêre doel is die verheerliking van sy naam. En ja, welgeluksalig, gelukkig is elkeen wat die Here prys. Gelukkig is elkeen wat hom prys vir sy verlossing. Maar die primêre doel is en bly soli Deo Gloria. En as jy dit nie wil doen nie, as jy dit nie wil doen in jou siekte of in jou gebroke huwelik of in jou finansiële uitdagings of in jou nog ongetroud wees nie, gaan soek dan vir jou 'n ander godsdiens. En as jy nie jou kruis wil opneem nie, gaan soek dan vir jou 'n ander God. Want by die Vader van Jesus Christus loop die ware geluk via die kruis.
Sy kruis op Golgotha, maar ook my kruis hier in Pretoria. Dit is so belangrik, ook in verband met ons jaarthema, dat die Here hierdie kop skuif, nog dieper hierdie hartsverandering in ons sal bewerk. My geloof, my lewe gaan nie in die eerste plek oor my geluk nie. Het gaan oor hoe jy en ek God kan verheerlik. Want ons het die grootste geluk denkbaar alreeds ontvang, welsalig, gelukkig wie van skuld en straf onthewe, die woord mag hoor, jou sondes is vergewe, want God wat groot is in barmhartigheid, het hom vergewe en skel die skuld hom kwyt. Neem dan jou kruis op, verloon jouself en volg Christus. Ook al lei dit tot jou dood aan die kruis, kop onderste bo. Want as God kop onderste bo van jou vra, dan word hy daardeur verheerlik. En vir die geloof is daar geen groter doel en geen groter vreugde as dit nie. Amen. In die preek het ek aangehaal uit Filippense 1. Paulus wat sê die lewe is vir my Christus en die sterwe is vir my wins, maar in alles wil ek God verheerlik. En ons die skrifruiming wat dit beruim het, skrifruiming 65, kom ons sing al 5 verse van harte saam. Kom ons dank en bid saam.
Vader in die hemel, U herinner ons telkens weer daaraan dat die evangelie nie na die mens is nie. Dis nie iets wat ons uitgedink het nie, want dan sou ons geluk en ons vreugde en ons vrede en ons voorspoed sou die hoogste doel gewees het. Maar U leer ons anders. En dis nie omdat U ons die geluk wil ontneem nie. U is geen pretbederwer nie, maar dis juis omdat in U verheerliking ons saligheid lê, ons grootste vreugde. Vader, wil U hierdie kopskuif en hierdie hartsverandering in ons werk. Ons bid vir die wat ly. In watter omstandighede ook al, hier in ons eie gemeente. Ons bid dat U hulle volharding sal skenk. Dat U hulle sal help om die goeie te bly soek, om U eer te bly soek. Dat hulle nie moeg sal word daarvoor nie. Vader, wil U ons almal lei. Vader, ons wil U vanmôre bid ook vir ons jong mense. Ons wil bid vir die gereformeerde jeugvereniging se kongres wat komende naweek sal plaasvind. Vader, gee dat hulle mekaar daar mag vind, mekaar mag opsoek. Help ons jong mense om die goeie pad van die geloof te bewandel. En Vader, waar ons net hierna vir teologiese opleiding ons gawes gaan gee, bid ons dat U alle forme van teologiese opleiding sal seën. Ons bid in besonder vir studente uit ons gemeentes, uit ons kerkverband wat in Kanada studeer, wat nou besig is met eksamens, help hulle daarby. Gee dat hoof, hart en hande deur hierdie studies voorberei sal word vir die bediening. Ons bid ook vir ander teologiese opleidings, ook hier in ons eie land. Ons bid vir die vorming van die gereformeerde teologiese akademie, die voortsetting van die teologiese skool in Potchefstroom. Ons bid dat U die struikelblokke sal oorwin, sodat U die opleiding kan voortgaan, kan vorm kry, en kan doen waarvoor dit geroep is. Vader, wil U ons in hierdie dag seën. Gee dat ons die woord nie hier in die kerk agterlaat nie, maar saam met ons sal dra, sal oordink en sal bespreek. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. U kry nou geleentheid om die Here te dien met U offergawes. En daarna gaan ons saam sing. Nogtans sal ek altyd by U bly, niks sal my van U liefde skei. U wat my regterhand gevat het, vir wie ek van harte liefgehad het. Psalm 73, die verse 10, 11 en 12 as ons slotsang na die kollekte.
Ontvang die seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Broeders en zusters, hartelijk welkom in hierdie verkiezingsvergadering waar ons hier bij elkaar kan wees. Ons wil graag een paar versen lezen voor die tijd. Ik lees een paar versen uit Handelingen 6, maar die gaan over die kiezing van die 7 diakens. En in die dagen, toen die discipels vermeerderd had, en daar een murmurering ontstaan van die Grieks sprekende Joden tegen die Hebreeërs. Onder de weduwees in die dagelijkse verzorging hoe die hoofd gezien is. En die 12 en die menigte van die discipels bijeengeroepen en gezegd, dit is niet recht dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedienen. Kijk dan uit, broeders, naar 7 mannen uit jullie van goede getuigenis, vol van die Heilige Geest en wijsheid, wat ons voor iedere nodige zaak kan aanstellen. Maar ons zal volhard in die gebed en in de bediening van die woord. En die woord het bijval gevindt bij de hele menigte. En hij had die 7 verkies. En dan die vers 7. En die woord van God er toegeneemd. En die getal van die discipels het in Jeruzalem bij vermeerder. En een groot menigte van priesters het gehoorzaam geworden aan die geloof. Die Heere het ook hier die handeling bij gezien tot groei van die gemeentes. Zal het ook samen een zin vragen over die vergadering? Heere, onze God, trouwe Vader in de hemel, ons komt naar u toe. Aan die ochtend van iedere dag, iedere mooie zondag, wat ons van u mag ontvangen. Ons mogen we samen luisteren naar die rijke evangelie van verlossing en genade. Dank u dat ons uw kinders mag wees, gemeente van u. En Vader, ook vanochtend geef ons weer een taak om verkiezing te doen van een diaken. Vader, ons vraag van u, wil u ons ook daarin leiden, door uw geest, dat ook daar die broeder verkies mag worden, wat met wijsheid bekleed mag worden, wil u ook met uw liefde omvouwen. En wil u ons zien in onze handelingen, dat alles strekt tot eer van u, tot stichting van uw gemeente. Ons vraag en bid dit in Jezus' naam. Amen.
Broeders en zusters, ons is hier bijeen in de verkiezingsvergadering om dus een nieuwe diaken te verkiezen. En die afkondiging is al een paar zondagen aan u meegedeeld. Die broeders Albert Bouwmeester en broeder Henk Jansen van Rensburg is kandidaat gesteld. En net nou kan u uw stem uitbrengen en één broeder verkiezen. Die stemprocedure is dus zoals volgt. Tafel 1 en tafel 2. Tafel 1 wil net graag die stemcommissie. En is al reeds in kennis gesteld. Namens de kerkraad broeder Frans Hag en broeder Fred Haan. Kan allemaal zitting nemen. En uit die gemeente broeder Willem Drijfhout en zuster Simone Hupner. Dank u. En bij tafel 2 de broeders Lord Els, broeder Jan Bakker, broeder Henk Drijfhout en zuster Hendrike Ros. Baie dank u. U krijgt nou die gelegenheid om uw stem uit te brengen. En nadat die stem uitgebracht is, deponeer net alsjeblieft waar u getekend hebt, ook in die rechte stembus. En dan zal ons die vergadering vandaag, dat is zeker gelegenheid om koffie te drinken. En daarna komen we weer samen. Dank u.